Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk. Ek wil begin deur vir ons te lees uit Psalm 32. Gelukkig is die een wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here sonde skuld nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek stil gebly het, het my gebeente broos geword onder my gekreun die hele dag. Ja, dag en nag was u hand swaar op my. My lewenskrag het weggekwyn, soos in die hitte van die somer. Sela. My sonde het ek teenoor u erken. My sondeskuld het ek nie bedek nie. Ek het gedink, ek wil my oortredings teenoor die Here bely, en u het my sondeskuld vergewe. Sela. Dit is waarom elke getroue volgeling tot u moet bid, terwyl die geleentheid daar is. Die geluid van 'n groot watervloed sal hom nie bereik nie. U bied vir my beskutting, u vrywaar my van nood. Met jubelkrete van bevryding omring u my. Sela. Ek wil jou insig gee, ek wil jou die pad leer wat jy moet loop. Ek wil jou raad gee, my oog oor jou hou. Moet jy hulle nie soos 'n perd, soos 'n muil sonder verstand gedra nie. Met toom en stang moet sy krag beteel word, anders bly hy nie by jou nie. 'n Goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, troue liefde omring hom. Verbly julle in die Here, en juig regverdiges. Ja, jubel dit uit, almal met opregte harte. Wanneer ons meeste van ons na 'n stuk musiek luister, dan luister ons daarna in die geheel. Ons het nie die fyn aanvoeling en die musieklike oor om al die kleiner detail van musiek raak te luister nie. En daar's mos nou baie note wat gespeel word en so aan. Maar in so 'n musiekstuk is daar gewoonlik ook pauses of rusperiodes ingebou, wat net so belangrik, wat tussen die note gespeel word, en net so belangrik is soos die note. Want sonder hierdie pauses of kort rusperiodes, sal die melodie taamlik chaoties klink. Nou dieselfde is waar van ons geestelike lewe, ons geestelike reis. En ons sien dit ook uitspeel in Psalm 32. Psalm 32 is 'n Sela psalm. Nou daar's net 3 van hulle in die Bybel, maar hulle is al 3 baie kragtige psalms. Niemand weet regtig presies wat die woord Sela beteken nie, maar dit word algemeen geïnterpreteer as 'n oomblik van refleksie, of soos 'n musikale tussenspel, of soos daai pauses of rusperiodes tussen die note in 'n musiekstuk. Dis 'n moment waar die hoorder of die leser 'n oomblik neem om te dink oor die boodskap wat hulle nou net gehoor het. Een van die betekenisse waarvan ek nogal baie hou, is dat dit kan ook beteken om asem te haal of om asem te skep. So dis 'n uitnodiging om 'n oomblik te neem, asem te skep, te reflekteer en dan te reageer. Een van die tye wat ons dit mos nou gereeld doen, is op Sondagoggende tydens die erediens. In die erediens dan bid ons saam en sing ons saam en reflekteer ons saam oor die Bybel. So die erediens is 'n Sela oomblik in ons besige lewens wanneer ons tyd maak om net 'n bietjie asem te skep. Dis 'n tyd om te reflekteer en te onthou wie ons is en wie sin ons is. Ek dink ons het meer sulke Sela oomblikke in ons lewens nodig. Veral in ons daaglikse lewens. Tye wat ons wegbly van die TV en van sosiale media en al die goed wat ons so ontstig en wat ons lewens so besig hou en ons aandag so aftrek. Tye wat ons net asem skep en reflekteer oor ons lewens. En hierdie Sela oomblikke gebeur 3 keer in die Psalm. Aan die einde van vers 4, vers 5 en vers 7. Die eerste Sela kom net na 'n gedeelte waar Dawid beskryf hoe moeilik die lewe soms is en hoe daar
goed is wat ons terughou in die lewe. Goed waaroor ons sleg voel, of skuldig voel, of waaroor ons skaam voel. Dawid begin deur te sê hoe wonderlik vergifnis is, en as 'n mens vergifnis kan kry, maar dan erken hy ook hoe moeilik dit is om stil te bly oor die goed wat hom terughou. Hoe swaar hy dra aan sy sonde en sy skuld en sy skaamte. Al is daar vergifnis tot sy beskikking. Dis amper asof hy sê, ja, vergifnis is wonderlik, maar jy ken nie my lewe nie. En dan vers 5, na die Sela oomblik, die oomblik van asem skep en refleksie, erken en beleef hy God se vergifnis. Hy beleef hoe hy vrygemaak word van al hierdie goed wat hom terughou. Dit is soos om 'n swaar rugsak te dra, of om 'n swaar tas agter jou aan te sleep op die lughawe, of soos 'n kind wat 'n swaar skooltas dra en wie se skouertjies so afgerem word deur hierdie skooltas, wat uiteindelik by die huis kan kom en dit net kan neersit. Dit gebeur maklik dat ons skuld en skaamte saam met ons dra deur die hele lewe, terwyl God ons uitnooi om dit te los en vry te raak daarvan. Dit is soos skuld by die bank of waar ook al wat net skielik afgeskryf word. So die Sela aan die einde van vers 4 is 'n uitnodiging om 'n oomblik te neem, diep asem te haal of asem te skep en te reflekteer oor die goed wat ek saam met my deur die lewe sleep en dit dan te los by God. Die tweede Sela is aan die einde van vers 5. Nou in hierdie geval gaan dit daaroor om rustig te raak en asem te skep en te dink oor hierdie bevryding en die herstel wat God gee en dan ook God se beskerming te vertrou. So hy begin deur te sê ons moet bid, ons moet stil raak voor God, want die Here is vir my 'n beskutting, sê vers 7. Dit is 'n herinnering dat God ons nie net vergewe nie. God maak ons ook vry en beskut ons. Na die derde Sela oomblik eindig die Psalm dan eers met God wat praat, en dan heel aan die einde sien ons dat dit eindig met 'n lofprysing aan die Here. So in die gedeelte waar God praat, sê die Here, ek wil vir jou insig gee. Ek wil jou die pad leer wat jy moet loop. Ek wil jou raad gee. Ek wil my oog op jou hou. So moet tog nou nie hardkoppig wees daaroor nie. Moenie soos 'n steeksperd of 'n meul wees nie. Moenie hardkoppig wees nie. Laat my toe om dit te doen. Vertrou my, want my liefde omring jou. Dit het my herinner aan Spreuke 9 wat sê, wysheid begin met die dien van die Here. Nou wysheid in die Bybel gaan nie oor slim wees nie, en met grade en sulke goeders nie. Wysheid in die Bybel is praktiese wysheid. Dit gaan oor die maniere en die hulp wat ons nodig het om ons daaglikse lewe te leef, die elke dag lewe te kan leef. Dit is wysheid wat begin by die dien van die Here. Dit is om die Here se insig en raad te aanvaar. Dit is om te weet dat hy 'n oog oor my hou en my leer wat se pad ek moet loop. Mens kan dit vergelyk met 'n GPS. As ek die GPS ignoreer, as ek die wysheid ignoreer, dan verdwaal ek. So die vraag is ek oop daarvoor? En gaan ek dit aanvaar of gaan ek dit nie aanvaar nie? Wysheid begin by die dien van die Here. En dan eindig Psalm 32 met 'n lofprysing. Dit sê, verbly julle, juig en jubel dit uit. Sê dankie vir God se liefde en begeleiding en genade. So Dawid begin die Psalm met 'n klaaglied en 'n versigtiging en hy eindig dit met 'n lofprysing. En dit is die krag van genade. So Psalm 32 leer ons om die Sela oomblikke in ons lewens te omarm en te waardeer en die meeste daarvan te maak.
Dit help ons om eerlik te wees oor die goed wat ons terughou. Dit help ons om ons vertroue volledig in God te stel en om toe te laat om ons te lei en dat ons aan hom sal luister en wysheid by hom sal kry. En dit help ons om te jubel oor God se standvastige liefde en leiding, sy liefde wat ons omring. Sela. Mag God se genade jou vooruitgaan, agter jou aankom, jou omsingel in elke oomblik, sodat jy altyd sal weet dat God se standvastige liefde jou nooit alleen sal laat nie. Amen.